Goeiedag, baie welkom by ons potgooi van wielspore van waarheid. En ons gaan vandag so 'n bietjie oor baie kontroversiële onderwerp gesels. As ek sien hoe met die oorlog in die Midde-Ooste nou, Amerika, Israel teen Iran, hoe die uitsprake vanuit die Amerikaners se senaat en baie Christene of mense wat hulle Christene noem, uitsprake wat ek hoor dat daar 'n derde tempel gebou moet word, dan wonder ek baie keer, wat lees mense? Lees hulle nie hulle skrif nie, of waarmee is hulle besig? Ek wil hê ons moet vandag so 'n bietjie in hierdie pot gooi kyk na werklik wat gebeur, want weet jy wat is belangrik? Wat baie belangrik is wat jou eindtydsiening is. En hoekom sê ek so? Ek sê so want my en jou eindtydsiening, wat ons geleer is oor die jare, bepaal oor wat ons glo, wat môre gaan gebeur. En eindtye, as ons 'n gelowige is, het baie met hierdie tipe van goeters te doen. En ek wil net een aspek vandag so bietjie aanraak, omdat ek hoor, as jy sosiale media kyk in Facebook en jy kyk X en jy kyk na die goed uitsprake wat daar kom, dan wonder ek baie keer, en dis mense, dis manne soos ambassadeurs en senators en ministers van oorlog en weet al hierdie ouens wat bely, die spreker van die huis in Amerika, hierdie ouens bely op media platforms dat hulle is wedergebore Christene. Hulle bely dat Jesus Christus hulle Heer is. Maar tog probeer hulle die skaduwees van die Ou Testament in 'n nuwe stelsel, in 'n nuwe testamentiese era waarin ons onsself bevind, probeer hulle dit laat tuisbring en laat gebeur, soos byvoorbeeld die bou van die tempel. En dan kan ek maar net my kop skud en dan wonder ek, lees hierdie mense nie skrif nie. Maar in elk geval, so ek wil praat vandag in hierdie episode, wil ek praat oor die derde tempel. Is dit profesie of is dit apostasie? Wat is dit nou eintlik? Kom ons gaan kyk bietjie. Ek is JP Fourie, ek is die pastoor van die Bikerskerk in Namibië, Walvis Bay, en ek is bekend daarvoor en berig daarvoor om kontroversieel te wees. So kom ons kyk wat sê die skrifgedeelte regtig. Wat gaan aan? En ek wil jou vat na vandag se episode, terwyl ons hierso in die jaar 2026 staan, is die wêreld se oë op Jerusalem gerig. En die gerugte van die derde tempel is nie net meer blote 'n teorie nie. Dit is 'n klip in die sement. Maar terwyl miljoene Christene dit vier as 'n vervulling van sogenaamde eindtyd profeseë, moet ons vandag eintlik 'n baie ongemaklike vraag vir mekaar vra. En hierso is die vraag: is die herbou van 'n fisiese altaar of 'n fisiese tempel vir diereoffers nie eintlik die grootste teologiese terugslag in die geskiedenis van die kerk nie? Ek vra die vraag, ek dink oor hierdie goeters. Maar ons gaan vandag bewys, en ek wil jou skrif toe vat vandag, om vir jou te bewys dat die kruisiging waar die versoendeksel, die mercy seat, finaal oorbodig gemaak is deur die kruis van Golgotha. Ons gaan kyk na waarom hierdie oomblik, toe hierdie voorhangsel van bo na onder geskeur het, die geestelike gesag en enige fisiese reliek vir enige iets beëindig het. Ons gaan kyk daarna vandag. En ek hoop jy is reg, en ek wil jou vra vandag om jou seatbelt lekker stewig vas te maak. Wat is ons teologiese fondasie wat ons vandag wil lê? Ons wil gaan kyk, heel eerste wil ek gaan kyk na die voorhangsel. Die voorhangsel wat geskeur het. En om te verstaan waarom 'n nuwe tempel eintlik 'n stryk is. Dis eintlik 'n vangstryk. Wanneer die nuwe tempel geherbou is,
dan moet ons teruggaan na die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het en hy gesê het, dit is volbring, toe hy daar uitgeroep het. Ons moet teruggaan daarna toe en gaan kyk wat het gebeur. Die Bybel sê vir my, dat die voorhangsel van die tempel het van bo na onder geskeur. Dis baie belangrik dat ons besef hoekom dit gebeur het. In hierdie voorhangsel, ons moet besef, my vriend, was nie sommer net 'n gordyn wat geskeur het nie. Dis nie sommer net iets gewees. Dit was 'n prominente stuk wat in die tempel ingebou gewees het, wat die heilige en die allerheiligste van mekaar geskeur het. Dit was God wat die pad uit die fisiese tempel uit oopgebreek het, van die allerheiligste af, na die mens toe. Dis baie belangrik. Kyk daar in Matteus 27 vers 51 lees ons dit. En kom ek lees vir die skrif, ek het my Bybel oop hierso op my rekenaar voor my. Hy sê, en kyk, die voorhangsel het van die tempel, het in twee geskeur, van bo na onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Dit was 'n dramatiese gebeurtenis. Van bo na onder, wat sê dat ons probeer nie meer van onder af opgaan om by God te kom deur offers en daai slag van bok en skaap en bees nie, nee, maar dit sê dat God het homself uit die hemel uit aarde toegedaal en hy bly nou by die mense. Hoekom is dit belangrik dat ons dit weet? Hoekom is dit belangrik dat ons kyk daarna? Want die skrywer van Hebreërs verduidelik dit vir ons so baie mooi. Hy verduidelik dat hierdie ou stelsel was eintlik 'n skaduwee. En ek het nie nodig vir jou regtig, ek gaan jou verduidelik, maar ek het nie regtig nodig om vir jou te verduidelik wat is 'n skaduwee nie. 'n Skaduwee is iets wat nie detail het nie. Jy kan geen detail sien nie. Jy kan die buitelyne baie duidelik sien, maar binnekant is dit swart. Gaan staan in die son, dan kyk jy wat ek probeer vir jou sê. Dit was net 'n skaduwee gewees. As ons vandag teruggaan na hierdie skaduwee toe, dan verwerp ons die substansie wat reeds deur Christus Jesus vir ons bewerkstellig is op Golgotha. Kyk wat sê Hebreërs 10 vers 1 daar, en ek wil vir jou die skrif gee, sodat ek nie net goed dink ek sê goed uit my duim uit nie, maar die boek Hebreërs is eintlik 'n fantastiese boek om te lees. Dis 'n verskriklike diep boek, lekker om te verstaan, wanneer jy dit begin verstaan. Hy sê daar, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kon nooit deur dieselfde offers, wat jaar na jaar gedurig deurgebring word, die wat wou nader kom, tot volmaaktheid lei. Met ander woorde, die tempelstelsel kon ons nie volmaak maak nie, dit kon ons glad nie vry maak nie. Hoekom nie? Want hierdie tempelstelsel wat 'n skaduwee is, wat 'n voorstel was wat van sou gebeur, moes elke jaar geherhaal word. En dit is baie belangrik dat ons gaan kyk, wat is dan nou die verskil tussen die ark van die verbond wat in die allerheiligste gestaan het, wat is die verskil tussen die ark van die gebond en die Heilige Gees? Want dit is min of meer dieselfde goed. Mense wag op 'n ark, of op die ark van die verbond. Want die oomblik wat ons nou 'n tempel weer gaan herbou, dan moet julle onthou, die ark van die verbond met sy versoendeksel moet weer terugbring en die geslote gordyn, voorhangsel, moet weer daar gestel word. Mense soek goud oorgetrekte akasia hout, wat eintlik 'n skande is as ons teruggaan na die tempelorde toe. Maar die Bybel leer ons dat God nie meer in 'n handgemaakte tempel woon nie. Hy het sy Heilige Gees uitgestort met Pinkster. En nou woon God by die mens, inteendeel hy woon binne in ons. Hy woon nie meer in geboue nie. Hy woon nie meer in handgemaakte geboue nie. Dis hoekom 'n kerkgebou nie regtig relevant is nie.
Dis net 'n plek van samekoms. Die oomblik toe Christus sy bloed, my vriend, op die hemelse altaar gestort het die aardse versoendeksel binne in die tempel self sy krag verloor. Dis belangrik dat ons dit sien. Met ander woorde, as ek teruggaan na hierdie manier toe, teruggaan na die tempel toe, wat probeer ek doen? Ek verwerp die geestelike versoening wat vir my bewerkstellig is. En ek sê dat ek het weer 'n ou orde nodig om my met God te kan versoen. My vriend, as ek en jy vandag probeer om God in 'n boks of in 'n gebou te vind, dan ontken ons die krag van die Nuwe Testament, waar ek en jy die tempel van God is. Kyk wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19. Hy sê, weet julle dan nie, dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is nie. Wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Ek en jy is 'n tempel wat die Heilige Gees huisves. Hy bly nou binne in my. Ons sing daai ou pragtige salige Sondagskoolkoortjie, sing ons so en ons leer dit vir ons kinders. Weet jy nie, jy's die tempel. Weet jy nie dat jy's die tempel. Ja, jy's die tempel van die Heilige Gees. Hy bly nie meer in geboue nie. Ook nie in 'n tent van samekoms nie. Dit is 'n gevaar in 2026. Dat ons die Heilige Gees sal versoek wat binne in ons te woon, om hom te verruil vir godsdienstige aktiwiteite wat klippe en bloedaltare van bulle en bokke en skape bevat. Wat is blasfemies godlasterlik? Wat 'n godslasterlike ding om te doen. 'n Verwerping van die prys van Golgotha, deur terug te gaan na 'n altaar wat met klippe en lap en gordyne gebou is. Vriend, as ons die altare en die offers van diere weer instel, sê ons eintlik vir Jesus, Here, u bloed was nie genoeg vir my nie, of vir die Jode nie, of vir die Boeddhiste nie, of vir die moslems nie, of vir wie ook al. Jy sien, want die Here Jesus se bloed, my vriend, het alle mensdom vir eens en vir altyd losgekoop. Maak nie saak wat se nasie, volk of taal jy is nie. En of jy jouself 'n Hebreër of 'n Jood noem, en of jy jouself 'n Afrikaner noem, en of jy jouself 'n Amerikaner noem, of 'n Indoneer, of 'n Australiaan, maak nie saak wat jy noem. Die bloed van Jesus was goed genoeg vir my en vir jou gewees. En wanneer ons hierdie offers terugbring, of ons bou 'n nuwe tempel, omdat ons eindtyd lering oor die jare vir ons valslik geïndoktrineer het, en ons nie die skrif kan raak sien nie, dan is ons besig met godslasteringe. Ons is besig eintlik om die Heilige Gees te bedroef. Weet jy wat, my vriend, in die hart van hierdie hele debat, in die hart van hierdie hele potgooi wat ek wil maak, lê die woord volbring so groot voor ons. Die uitroep van hierdie woord volbring roep so hard laat dit die hele wêreld veronderstel is om doof te maak. Want dit is nou tyd dat ek en jy as Christene die debat begin voer oor eindtye en die manier hoe ons gelieg is oor die jare. Want jy sien uit Amerikaanse seminare en Bybelskole en kweekskole is ons geïndoktrineer al die jare met 'n spesifieke eindtydlering van wegrapings in die nuwe tempel wat herbou moet word en daai tipe van bloedmaane en al hierdie tipe van goed. Ons is dit geleer, ons moes dit, ek is geforseer om dit in Bybelskool te leer.
maar ek is nooit geleer wat is die koninkryk van God nie. Ek is nooit geleer hoe werk die koninkryk van God nie. Ek is nooit geleer dat die koninkryk van God sy autoriteit, sy regeringskap en sy heerskappy binne in my is nie. Maar die Bybel sê dit, maar ek is dit nooit geleer nie. As die offer eenmal vir altyd gebring is, dis die vraag, die stelling wat ek wil maak. Is enige poging om dit te herhaal glad nie 'n heilige daad nie. Glad nie. Dis 'n afgode offery. Dit is 'n totale herroeping van genade. Kyk wat sê Hebreërs 10 vers 12. Hy sê, maar hy, Jesus, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het hy vir altyd gaan sit. Wat beteken vir altyd? Kom aan, asseblief iemand, gee vir my daai antwoord. Wat beteken die woord vir altyd, forever? Hy het vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Dit beteken daar sal nooit weer nie, hy het dit klaar gemaak. Dit is wat volbring beteken. Kan jy die kontras sien? Die aardse priester moes staan. Hy het nie gaan sit nie, hy moes staan. Omdat sy werk nooit klaar was nie. Want sy werk moes volgende jaar weer herhaal word. Jesus het gaan sit omdat sy werk klaar is, eens en vir altyd. My vriend, om 'n derde tempel te bou en weer te begin slag en weer te begin offer, is om Jesus te vra om van sy troon af te klim. Om op te staan, omdat sy offer, konseis, gefaal het. Wat 'n klomp gemors sal dit nie wees nie. Dis niks minder as kettery nie. Niks minder as kettery nie. Dis tyd dat ek en jy, vriend, 'n keuse maak, want ons staan voor 'n keuse. Wat is hierdie keuse? Terwyl die wêreld opgewonde raak oor die politieke en godsdienstige skouspel daar in Jerusalem en in Iran en waar ook al in die Midde-Ooste, moet die ware gevolge en die ware gelowige is ek en u veronderstel om vas te staan. Ons autoriteit lê nie in 'n fisiese oorblyfsel nie. Ons het 'n ewige hoëpriester wat die offer vir ons finaal betaal het. Ons lees dit daar in Hebreërs 7 vanaf vers 22. So het Jesus dan van 'n soveel beter verbond borg geword. Baie van ons verstaan nie die verskil tussen 'n testament en 'n verbond nie. Jesus Christus het vir ons 'n Nuwe Testament ingebring. En 'n testament, jy kan gerus my lering gaan kyk rondom wat is die verskil tussen 'n verbond en 'n Nuwe Testament. En jy behoort te weet wat die verskil is. 'n Verbond is 'n ooreenkoms tussen twee mense. En wanneer die een ou die verbond breek, dan bestaan daai verbond nie meer. Maar 'n testament werk een ou, jou ma en jou pa, jou oupa, jou ouma, wie ook al vir jou nalatenskap gelos het al sy jare hard gewerk en hy het vir jou erflating gelos waarvoor jy nie gewerk het nie. Moenie toelaat dat die mistiek van die ou tempel jou blind maak nie, my vriend. Vir die glorie van die Nuwe Testament nie. Dit lyk mooi om 'n shofar te blaas. Gaan kyk my podcast oor die shofars. Om die shofar te blaas lyk goed. Dis 'n geweldige geraas in die kerk. Om die talit te dra en jy lyk verskriklik goed. Maar jy is eintlik met nonsens besig. Want dit is nie Nuwe Testamenties nie. Was nog nooit gewees nie. Ek weet nie wie dit ingebring in die kerke nie. Maar die kerk het dit gevat, hoek, line en sinker, hulle het dit geëet vir soetkoek. En ons het Joodse tradisies in Christenkerke ingebring en ons het gesê, dis heilig. Skaduwees is verby, my vriend. Die lig het gekom, die lig het vir ons deurgebreek. Arise and shine, for your light has come. Hier's 'n paar kritiese vrae wat ek het vir hierdie debat wat ons voer.
as die derde tempel se altaar weer herstel word vir diereoffers? Wat is die doel van daardie bloed? Indien dit vir versoening van sonde is, verklaar julle dan nie daarmee dat die bloed van Jesus op Golgotha onvoldoende was nie? Kyk wat sê die skrif. Want dit is onmoontlik dat die bloed van stiere en bokke die sonde kan wegneem. Hebreërs 10 vers 4. Die volgende vraag wat ek het, gaan oor die voorhangsel. God self het die voorhangsel van bo na onder geskeur om die pad na die allerheiligste vir almal oop te maak. As julle die nuwe tempel bou met 'n nuwe voorhangsel en 'n eksklusiewe priesterdom weer inbring, is julle dan nie besig om aktief teen die handeling van God te werk wat daardie skeiding beëindig het nie? Kyk wat sê die skrif, Hebreërs 10 vers 19 en 20. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit was sy vlees. My volgende vraag wat ek het, gaan oor die Melchisedek priesterorde. Hier is my vraag. Die Bybel sê, Jesus is ons hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, wat die Levitiese priesterdom vervang het. Die Bybel sê, so nie ek nie. As julle 'n aardse Levitiese priesterdom weer herstel en inbring om offers te bring, verwerp julle dan nie daarmee saam die heilige en ewige hoëpriesterskap van Jesus Christus nie? Kyk wat sê Hebreërs 7:12. Want as die priesterskap verander het, dan kom daar ook noodsaaklike verandering van die wet. Ek wil nog 'n vraag vra. Ek het nog so drie of wat vrae om te vra. Oor die woning van God. Stefanus is gestenig omdat hy gesê het, die allerheiligste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Waarom probeer julle God weer terugdwing in 'n gebou van klip en goud, terwyl hy reeds gekies het om in die harte van mense te woon? Handelinge 7 vers 48. Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Die nuwe verbond, die Nuwe Testament, is my volgende vraag. Jeremia en die skrywer van Hebreërs sê, die ou verbond is verouderd en naby die verdwyning. Deur die argitektuur van die ou verbond te reanimeer, is julle dan nie besig met 'n teologiese nekromansie nie? Om iets weer lewendig te probeer maak wat God reeds dood begrawe verklaar het? Antwoord vir my die vraag. Hebreërs 8 vers 13, kyk wat sê hy. As hy sê, dis God, as hy sê 'n nuwe verbond, beteken dit, hy het reeds die eerste oud gemaak. En wat oud en verouderd is naby verdwyning. Ek het 'n vraag oor die messiaanse identiteit. As die Messias reeds gekom het en die offerlam geword het, vir wie word daai offers in die derde tempel gebring? Vir wie? As dit nie vir Jesus is nie, wat nie meer geoffer kan word nie, watter gees of godheid word dan deur hierdie nuwe altare vereer? Ek sal graag wil hoor, terwyl ons kyk na die voorbereiding van die derde tempel, staan ons voor 'n keuse, my vriend. Die wêreld kyk dalk na goud, hulle kyk na klippe, hulle kyk na offers en beloftes, 'n nuwe godsdienstige skouspel, maar ons, as gelowiges, ons moet 'n bietjie dieper kyk. Ons moet onthou dat die oomblik toe Jesus gesê het, dit is volbring, die era van die fisiese altare en diereoffers vir altyd beëindig is. Want Christus het nie heen gegaan in die heiligdom wat met hande gemaak is nie, 'n teebeeld van die ware nie, maar hy het in die hemel self ingegaan, om nou voor die aangesig van God
vir ons te verskyn. Hebreërs 9 vers 24. Waarom sou ons terugkeer na skaduwees wat met hande gemaak is? As ons die ewige werklikheid in die hemel self het, ons het dit. Om 'n derde tempel te ondersteun as 'n herstel van heilige rituele, is om die hand wat die voorhangsel geskeur het, te probeer dwing om dit weer toe te werk. Dit is om die bloed van Christus onvoldoende te verklaar. Maar my vriend, vandag in 2026, kies ek, nie weer 'n fisiese gebou nie. Kies nie weer 'n ark nie, ek kies nie van goud oorgeslaande gordyne nie, ek kies Christus Jesus, ek kies om te glo. Ons kies die ewige testament wat vir ons ingebring is. Ons kies die offer wat eenmaal vir altyd vir ons gebring is. Ons verkies die versoendeksel en ons weet die versoendeksel is nie meer 'n verborgde vertrek nie. Dit is toeganklik vir elkeen van ons deur middel van die Heilige Gees. Ek laat jou met hierdie vraag. Waarop rus jou hoop? Op die herstel van skaduwees of die lig wat reeds gekom het? Moenie toelaat dat die mistiek van die verlede jou blind maak nie, my vriend. Vir die goeie glorie om net deel of aanvaar te word of deel te wees van 'n groep nie. Ons is tog so bang om verwerp te word. Baie dankie dat jy vandag saam met my was op hierdie potgooi van ons. As hierdie boodskap jou laat dink het, deel dit asseblief met ander wat dalk ook met hierdie vrae worstel. Ons moet die waarheid van die Nuwe Testament met oortuiging kan verkondig, my vriend. Dit is so belangrik. Tot volgende keer, mag die genade en die lig van Christus jou vergesel oral waar jy gaan. Totsiens.